Hoe gaan dit? Ons almal kom, hoor. En Hakkies, Jaco, Dries, almal, hier is hulle ID-nommers, ook en so lang. Het soveel as moontlik inlig, want dit was fokke van net. Maar toe raak tyd weer 'n faktor, ons raak spoiled. Ons wil vinniger hê en vinniger reply. Toe kom die afkorting kak, en dan kry jy 'n boodskap. Ek kry so 'n boodskap. Daar kak keyboard, daar is hy. Of sy praat fucking Klingon, maar dit maak nie. WhatsApp het toe nou ingekom. En ek dink WhatsApp het ding, die cool ding van WhatsApp is emojis. Prentjies, dis modern day hierogliewe. Dis fucking moeg gepraat, stuur 'n fucking prentjie. En dis great, ek glo net, kommunikasie, chats, moet so natuurlik en persoonlik as moontlik wees. Okay? Dis hoekom robotte nooit sal oorvat nie, jy wil altyd iemand in die oë kyk, jy wil 'n verhouding bou, jy weet, iemand trust. Dis hoekom kommunikasie moet natuurlik wees. En van dit is nie, almal like soos shop gebruik ek, dis fucking hoe meer natuurlik, okay. Of die internasionale teken vir befok. Gebruik hom. Maar van die replies en die hierogliewe maak nie vir my natuurlik sin nie. Baie keer ou kry 'n boodskap en is funny. Sy reaksie is maar sy reply is 63 van daai fucking laggesiggies. Laggesiggies, by the way, wat moer toe uit verhouding is. As jy vat die gesig tot traan ratio van daai lyk soos fucking lemoene. En dis nie net een wat een is kant, een wie lag so? Hoe hoog op traangas en wim moet jy fucking wees om so te lag? Dis nie normaal nie. Ek trust dit nie. As mense dit stuur dan sê ek, "Fok, as jy wil lag, jy fok jou." Shit. Die handjies. What the fuck het die eerste keer toe iemand vir my die handjies stuur, toe dog ek, "O fok, daar kapel hom." Wil jy beklei nie. Dis 'n onnatuurlike manier vir my van kommunikasie. Ek maak nie vir my nog nooit in my lewe het ek iemand ontmoet. Hoor jy gaan met jou lekker man. Hoorie, maar jy moet 'n bietjie vir my kom braai. Wat? Niemand fucking praat so nie, dis weird. Shit. Voice notes bietjie van 'n game changer. Jy sien ouens wat 'n stukkie, jy gee 'n stukkie van jouself daar uit. Almal, jy sien deesdae almal voice hier in die hoekie. Ek sien as 'n ou voice note doen niemand kyk actually vir die voice note nie. Almal dit lyk of hulle 'n kar soek iewers in 'n parking lot, is hulle. Luister, Johan, ek wil net by jou hoor, die stok, né? Ek weet nie of julle dit gekry het nie, maar ons sal dit maar net vir my daai invoice stuur, hoor, en dan vat ons dit verder, okay. Thanks man. En jy sien, dit is so moeilik ook om 'n voice note te eindig. Okay. In die ou dae het jy radio's gehad, as over koppie. Nou is dit 'n fuck op. Nou jy kry hom nie geëindig nie. Mense weet nie, dus so dan kyk ons daarna. En so ja, laat weet my en dan vat ons dit ja, dan vat ons dit verder. So as jy fuck sakes, wie bel? Kan nie. Haat dit. Ek dink nie net dis eintlik WhatsApp nie. Ek dink ons mense kan vandag ons sukkel om af te sluit. Selfs al is dit 'n oproep. Ja, sien, mense kan nie net vir kan baie sien. Jy kan dis altyd 'n stuk rydo reg. Maak so goed, dankie. Selfe vir julle ry. Dis reg so ry. Bye.
2 weke. Bye. Eintlik het dit fok om met fone te doen in elk geval. Ek dink dit is 'n kultuurding. Weet jy? Onthou in die ou dae het ons nog gaan kuier by mense. Jy vinnig gaan pos uithaal en dan pop jy in. Gaan kuier jy. En daai hele kuier experience, daai hele tydperk van daai kuier was 60% kuier, 40% groet. Dit was 'n moerse fucking storie. Jy het nie net gegroet nie. Dit was 'n moerse fucking storie. Altyd gesit, die kinders het gejol. Jy het gesê, daar moes altyd eers 'n fisiese indikasie wees van ons kyk na ry. Altyd ons moet seker maar in die pad val. Dis 'n skoolaand, jong. Maar baie dankie vir alles, hoor. Rarig. En weet jy, volgende keer dan kom julle bietjie na ons toe. Dit was rarig lekker. Rarig. Sissie, kom ons gaan ry, hoor. Sissie, hulle is al. Ja, kom. Fok, dit gaan nog lank vat. Gaan aan. Hulle weet, hulle nog so 4-5 games in. Maar het vat lank. Dan sit jy so, gaan op. En dan sit eers dis die plig van die vrou van die huis om jou te breek. Dan sê jy, gaan jy nou al ry? En nog 'n koffietjie. Nog 'n koffietjie, nou vinnig ook. Nog 'n koekie en 'n koffie. Dan kan jy nee, nie vir ons nie. Ons moet seker. Ons kan nie vir my nie, hoor, maar baie dankie. Dit was rarig. Het jy die sleutel? Het jy die sleutel gehad? Nou, waar is die sleutel? Weet jy die vrou van my? Sy so waar is die fucking sleutel? Want ons sê, Sissie, jy die sleutel? Nee, asof kop nie alvast was nie. En dan soek jy die fucking sleutel. Eventually onder 'n kussing langs 'n kniknak. Kry jy hom, get hom. Ons gaan, en dan eventually gaan jy staan. So ons gaan nou, maar jy fucking gaan ergens, jy staan net. Dankie vir alles, hoor. Marinda, vir jou ook, het was lekker. Baie dankie. Vir alles, Sissie, ons gaan ry, kom. Maar baie, en jy moet vir jou, jy moet rarig, en sterkte met hierdie, eventually begin jy beweeg. Maar jy loop so asof jy bang as die fucking vloer gaan breek. Maar begin so, ons moet rarig kyk na ons en mekaar bietjie meer uit. Jy spot ook die vrou dadelik, die vrou van die huis spot jy, want iemand, haar man het haar hier in die fucking armpie. Hy het haar hier vas, dat sy nie kan fucking vee. Vryf uit daai skouertjie, dan staan sy nou maar daar. Ja, sy. Baie dankie, kom ons gaan. Daai truitjie is al fucked up, hy's stikken. So gat hier, staan sy daar. O, is lekker. O, is keier lekker fucking vandag. Sy kom, vroutjie. Dan kom jy eventually by die deur. As jy uit is by die deur, dan breek jy eers. Dan sê, hoor jy my byt vanaand, hoor. Dis 'n lekker byt. Gister was net so koud. Hulle sê hierdie jaar blykbaar gaan baie later reën. En dit is goed. Sissie, kom nou, for fuck's sakes, kom nou. Nee, jy gaan nie nou hardloop nie. Dit is nou fucking, jou voete is vuil en dit is 'n fucking nuwe kar. So hulle sê hy gaan bietjie laat kom. Maar dankie vir julle, hoor. Ons gaan dit weer doen. Dit was lekker. Dankie vir jou ook, Marinda. Dit was wonderlik. Wensie, kom jy in die kar, klim jy in, is ons in. Dit was nou lekker. Het was regtig. Draai af jou venster. Draai gou vir hulle. Dankie julle, hoor. Dankie. Right. Start jy om eventually nou. Reverse jy uit, as jy uit is. Stop ge. Dankie julle. Mooi ry, julle moet vir ons kom kuier, hoor. Dankie. Daar's hy. Jy ry net so 40 meter. Poep poep. Bye. Dit vat fucking ure. Al wanneer daai groet vinnig gaan. Al wanneer daai groet happen en nie fucking sukkel nie, want dit vinnig gaan is as die twee mans, die twee pelle aan die syp geraak het. Dan is daai groet fucking so. Jy staan nog buite by jou bra, so, kom hier so. Kom hier so, my beer. Kom. Jy het hom net begin omhels, dan is die kar reverse, die rides af, jou vrou sal uit. Kom jy jou fucking wat? Want ek ry fucking nou, ek sê jou. Maar slaap jy oor, ek ry nou. Ou kan nie eers meer vriende hê nie. Fuck.
ja, ons was by reels. Obviously die binne rook is uit. Okay. Ek weet. Maar dis uit albei, die normale sigas sowel as die electric shit. Wat ouens doen dit mos nou, hulle switch van die ware billetjie af elektrieks toe. Dis soos 'n ou wat maar suiker los vir sweetener. Jy word nie meer dikkie, maar dit fok iets anders op. Dit is allemaal 'n ongelooflike weird ding. Ek moes nou self ophou rook, onlangs ordentlik nou, eintlik vir ewig. Kyk aan haar. Maar weer 'n bloedklont gehad in die long jong. Maar dit gaan goed. So, as jy het vir my toe ek nou sit en dink aan, want dan probeer, as jy nou weet, jy wil ophou, dan oorreed jy jouself as hoe kakrook is vir iemand. Sê, ja, weet jy wat is eintlik, het stink en het is vieslik. En dis die weerste ding, ek het daaraan gedink, dis een van die weerste goed wat, dis 'n hele kultuur op sy eie. Weet jy? Roken, dit is heeltemal 'n, as jy drink, of wat ook al, ek weet nie, vat die goed, en dis so 'n bietjie van 'n grill, en wat, maar hy skop dadelik in. Dis vir jou lekker, jy voel hom. Dis lekker, dis lekker. Dis regtig lekker, ek kan nog. Rook is nie so nie. Al hoekom jy rook, jy worry oor die gevoel nie, jy worry oor die image. Dis 'n absolute fucking image ding. Niemand het begin rook in hulle lewe, nog ooit, vir die pret nie. Dis 'n weird ding, dis 'n image ding. En ons aanvaar dit nie. Nog nooit het 'n kind 'n sigaret gevat, kan ek, goeie fok, dis lekker. Hierdie is amazing. Het jy die kak gepoet? Maar is myne, fuck off. Oh, dis die beste ding in my lewe. Nog nooit. Jy fuck. Okay, ek gaan nou. Okay. Ek gaan nie rook nie. Okay, jy fucking dwing jou. Jy hou aan totdat dit vat. Okay, nou wil ek fucking nog, gee my nog gaan. Maar gaan jy skelm op jou eie rook en nip en bær dit in die kakkes bo, dan raak dit ernstig. Maar tot dan dwing jy jouself. Jy kan nie help nie. Dis nie weer, en ons gee mag aan dit. Kyk bietjie, as jy by 'n plek kom, jy kyk by jou werk en jy sien 'n ou staan buite, daar staan net 'n ou. Almal gaan kyk en sê, fuck, is 'n malletjie, lekker. Geef vir daai selfe oue pyl. Geef daai selfe oue pyl wat hy daar gaan staan. Dan kyk almal maar na gaan. O, hy rook gou. Dis alright. Hy het mos op dit. Dis weird, ons gee soveel mag. Dis soveel krag wat hierdie klein fucking dingetjie het. En soos ek sê, dis baie irriterend as 'n nie-roker wat nog nooit gerook het en nie verstaan hoe sterk hierdie ding is nie. Jy kry ons mense, hulle praat uit van, ag, daai sigaret, dit is nie net vir 'n roker het nie, ken nie fucking sigarette nie. Hy ken pyle, kwaais, zane, poggels, geelstert. Hy het 'n klomp name vir dit. 'n nie-roker dink jy ruk dit uit en druk dit in jou fucking mond en maak vuur. Nee. Dis 'n hele proses. Die treat hom, haal hom uit. Ja, gewoonlik tydens 'n gesprek. Ja. Ja. Party ons hanteer hom, vang hom weer stamp hom. Ja, dit is so, ja. Want hy's mos nog nie 'n fucking sigaret nie. Ja. Dis ja. Ek was 'n blaaser. As jy hom uit, ja. Blaas hom eers agter, want jy moet mos bietjie higiënies wees voor jy jou longe vol fucking teerpomp. En dan gaan hy, mond toe. Die grip is net so belangrik. Die grip. Kyk, die manne in die ambag steek hom weg. Jy sien hom nie eens. Hy vang hom